Goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordenkings op hierdie donderdagoggend. Ja, ons het 'n klein bietjie reën in die nag gehad. Ons is baie dankbaar daaroor. Geliefdes, ons is besig met Johannes 8. Ongelooflik wat nou volgende gebeur van vers 26. Onthou nou, dit gaan oor hierdie hele gesprek wat begin het met die ek is uitspraak van Jesus en gesê het as ons sonder hom sterf, dan sterf ons in ons sonde. Maar nou gaan hy verder in vers 26. Ek het baie dinge om van julle te sê, waaroor ek julle kan veroordeel. Nogtans, hy wat my gestuur het is geloofwaardig. En wat ek by hom gehoor het, dit sê ek vir die wêreld. Hulle het nie begryp dat hy met hulle oor die Vader gepraat het nie. Toe sê Jesus vir hulle, wanneer julle die Seun van die mens verhoog het, dan sal julle begryp dat ek is. En kyk mooi, hierdie ek is reg in ons Bybel vertaal met hoofletters. Dis 'n teruggryp na daai ek is uitsprake, na die ek is van Exodus. Ons het nou baie daaroor gepraat, né? En dat ek niks uit my eie doen nie, maar hierdie dinge sê net soos die Vader my geleer het. En hy wat my gestuur het, is met my. Hy het my nie alleen gelaat nie, omdat ek altyd doen wat vir hom aanneemlik is. Terwyl hy hierdie dinge sê, het baie in hom begin glo. Geliefdes, hier is die mooi verhaal dat, ja, daar's eintlik 'n gesprek wat hulle nie verstaan nie, en baie van die Jode vat hom aan, maar ons sien, nog al hoe meer mense begin te glo in Jesus. En vandag nog, in die teks sê Jesus, daar is 'n moment waar julle gaan besef, waar julle die woord Jesus, dan sal julle begryp dat ek is. So wat Jesus sê, daar's 'n moment wat gaan gebeur, en op daai oomblik gaan julle besef dat ek God is. En nou moet ons kyk wanneer is dit? Wanneer julle die Seun van die mens verhoog het. In Johannes is hierdie 'n absolute verwysing na sy kruisiging. So Jesus sê die kruisiging is die moment in die geskiedenis wat bevestig waarvoor hy gekom het, hoekom hy hier is, dat hy die Christus is, dat hy God is, dat hy ons verlos. Ons is nou op pad Kersfees toe, oral is dit wat aan mense se gedagtes is, en dis ook goed so, dis 'n mooi tyd van die jaar. Ons hoef dit nou nie iets lelik te maak nie, maar Kersfees sonder die kruis het geen betekenis. Ek dink, en ek weet daar's mense wat verskil, dis jou volste reg, maar ek dink is goed dat ons Kersfees vier. Wat ons net moet onthou is, die kerk het van die eerste jaar af Paasfees gevier, die Goeie Vrydag, dis die groot fees in die kerk. Eers baie jare later, en ons praat hier van omtrent 400 jaar later, het ons eers begin om Kersfees op te vier. Maar Kersfees kan ons vier, omdat daar 'n Paasfees is. Andersins het dit nooit saak gemaak nie. So kom ons onthou dit hierdie tyd. Kom ons onthou dat Jesus waarlik God is, en dan verstaan ons waaroor gaan Kersfees. Is dit hierdie mooi ding, as Jesus sê, en hy wat my gestuur het, die verwys hy na die Vader is met my, en hy het my nie alleen gelaat nie. Daai belofte is dieselfde belofte wat Jesus dan in ons maak, dat hy los ons ook nie alleen nie. Amen. Here almagtige God, baie dankie vir hierdie pragtige teks, en ja Here, ons wil bid dat U ons sal bewaar in hierdie Kerstyd. Geef ons 'n waarlike Christusfees, in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Vriende, mag jy 'n baie mooi en 'n baie geseënde dag hê. Totsiens.